Esegiel 47 verse 8 tot 12. Maar voordat ons gaan lees, kom ons sluit oor in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, ons wil die weer stil en prys en eer vir die Heilige Skrif. Baie dankie vir profesie. Dankie vir vervulling van profesie alreeds. Profesie wat besig is om vervul te raak en die oude profesie wat nog voor lê. Dankie dat ons die skrif kan lees en dat ons net weer eens keer op keer kan bevestig dat dit wat die woord getuig is waar. Ons sien dit in die lewe, ons sien dit in die praktyk. Ons sien dit in ons geestelike lewe, ons sien dit in die tekens van die tyd. Om net weer eens te bevestig dat die woord is waar en dat U is God. U is die skepper God, U is die herskepper God. Baie dankie dat U met ons praat, dat U 'n God van verhouding en 'n God van kommunikasie is. Lei ons asseblief op nou die Heilige Gees. Breek vir ons die profesie oop en help ons om dit ook uit te dra na buite, te versprei, om ander mense ook bewus te maak van die dinge wat aan die gang is volgens die skrifte. Ons bid dit ook so in naam van alle name, in naam van Jesus Christus. Amen. Daar is hy, my broers, my sisters, Esegiel. Nou, Esegiel 47, as jy so ook gaan kyk, verse 1 tot 7 spesifiek, dan praat het oor die heilige waters wat as ware uit die huis van God, uit die tempel van God sal vloei. Dit is 'n baie interessante teksgedeelte en mense sal baie ondersoek en wat gaan hier aan presies, tot mense begin besef die teken waarvan gepraat word en hierdie bevestiging dan uit woord bekry. So met andere hierdie verse 1 tot 7 gaan basies oor hierdie strome wat uit die heilige tempel tevoorskyn gaan kom. Ek gaan vir ons hier lees, kom ons vat om sommer van vers 7 af, terwyl ek terug gaan. Kyk, toe ek aan die kant van die strome menigte bome gesien aan albei kante. En hy is nou die engel wat verskyn het. En hy het vir my gesê, hierdie water vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see. In die see word het uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe. Daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het. En die waters sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan, van Engedi af tot by En-Eglaim. 'n droogmaakplek vir die nette sal dit wees. Na hulle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, 'n menigte. Die morasse en die kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie. Versout is hulle bestem. En by die stroom sal aan albei kante allerlei bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Nou tot so ver. Ek gaan net gou weer vir ons hier so vers 8 tot 10. Hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek, loop in die vlakte af en gaan na die see, en die see word uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word, en al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het, en die waters sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan, van Engedi af tot by En-Eglaim. 'n droogmaakplek vir die nette sal dit wees. Na hulle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, 'n menigte. Tot sover. My broer, my suster, vanaand gaan ons 'n bietjie aan met die tekens van die tye, 'n bietjie verder ook gesels en volgende week ook die toelatere wil van die Here, veral kyk na tekens rondom Israel en dinge wat aan die gang is in Israel en met Israel en tekens, profetiese tekens van die tye, ook spesifiek rondom Israel. Nou vanaand 'n kort maar 'n fascinerende teken.
En dit is die teken dat die dooie see word lewend. Die dooie see word lewend. Nou voordat ek verder gaan gesels, wil ek 'n videoklip vir ons speel. Hy is so 10 minute lang. In die videoklip gaan hulle al die inligting en details gee wat mense eintlik nodig het. Ons moet net weet wat die DLC speel, hoor. Nie die media player. Maar ek wil graag dat ons eers inleidend die videoklip kyk en dan gaan ek saam met julle gaan na die teks toe. Ons gaan kyk na die konteks, ons gaan kyk na die teks, en ons gaan kyk of die skrif bevestig dit wat ons hoor dan in die videoklip. So vriende, kom ons sit hom lekker op en kom ons kyk net saam na die dooie see word lewend. Ancient Romans who named this place the Dead Sea, a majestic body of deep blue water framed by remote desert cliffs, so salty that no fish or plants live in its mineral-rich waters. It's one of the saltiest lakes in the world. So salty, no fish can survive in it. Coming out here in the Dead Sea, in the lowest place on earth, you see prophecy coming true. That's something amazing. Experiencing here fish live. The first time I went on the shores, exploring these exotic salt beaches, I literally saw fish in the sinkholes where the water has receded. And this is prophecy from Ezekiel and from other prophecies talking about when the Jews come back to the land. The land is going to flourish and expand and bloom. And that's what we're seeing here today in the Dead Sea. This place was cursed in biblical times, but this curse has been over. And seeing how this is bringing life to people around the world, and specifically the waters and minerals bringing life people over here, is something amazing to be witnessing in the 21st century. Are you serious? Are you serious? This is a prophecy alert. The Dead Sea waters are healing exactly as the Lord said they would through the prophet Ezekiel in Ezekiel chapter 47. There is now freshwater fish flowing into these, there's been gigantic sinkholes that have opened up. And all of a sudden, freshwater fish have been flowing into these sinkholes, or have been coming into the sinkholes, and they are living. So what's happened is the Dead Sea has been shrinking and sinkholes have been opening and fresh water has been flowing in, and now fish are swimming around and are living. Now, not all of the Dead Sea, of course, has been healed, but it is in process. And there's a scripture that said it would happen. Now, Ezekiel goes on to prophesy this. This is unbelievable. But he begins to say, let's go to verse 9. I mean, Ezekiel 47. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the rivers shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come hither, for they shall be healed, and everything shall live, whether the river cometh. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it at Engedi, even to Englaim, and they shall be a place to spread forth nets. Their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many. But the miry places thereof and the marshes thereof shall not be healed. They shall be given to salt. Now the Dead Sea, of course, is nothing but 33% salt. And the reason it's called the Dead Sea is nothing can live in it because of the high salt content. But in the ocean is 3% salt, okay? Nothing can live in 33% salt. And so there's always been a discussion. Was the Dead Sea cursed or cleansed? I've always believed it was cleansed, that the city was cursed, the twin cities of Sodom and Gomorrah, and that God brought judgment upon them. And matter of fact, sent angels in to get Lot and his 2 daughters and his wife out of there. His wife looked back and she turned into what? A pillar of salt. Now, the fire that came from heaven was so intense, it consumed these cities and completely burned them to the place that sulfur, and then of course salt settles in and the waters come in. And it's been that way since the destruction of Sodom and Gomorrah.
but now there's sinkholes opening up and creating marshes. But as these sinkholes continue, there's also water flowing in from the river. And that water is bringing in fresh water and bringing in fishes. Shorelines are collapsing, causing huge, dangerous pits known as sinkholes. Sinkholes like these first appeared in the late 1980s. Now initially, you only had a few of these scattered around the area. But today, there are over 6,000 sinkholes around the Dead Sea. The salt you see here is what causes the sinkholes. I'm just holding a small piece of the salt, but the salt continues underground for 20 meters. Water can dissolve salt, and the groundwater which comes from the nearby mountains carries the salt away and creates gaps in the earth, thereby creating sinkholes. It's not a very strong salt because it contains so many other minerals. In recent years, the sea's been shrinking and thousands of sinkholes have opened up, some containing sweet, fresh water. From the road you can even see these ponds, which have formed only recently, and small fish now live in these pools. This is a big deal, and no one's really talking about it. To me, these are signs of the times, when the Dead Sea finally comes to life. We read of a vision for the third temple in Jerusalem in which water starts flowing eastward towards the Dead Sea, and I quote, "And it will be that any living thing that will swarm wherever these streams flow will live, and the fish will be abundant, for these waters will come there and they will become sweetened, so that the fish may live wherever the stream comes." The water comes from rain that fell years before on the Judean mountains and eventually flowed eastwards underground until it reached the coast of the Dead Sea. This slow underground flow has created a paradise in the desert. In the pools at Ein Tzukim swim schools of various species of tilapia. The tilapia feed on the water plants, which thrive in these ideal conditions of abundant water and heat. Isaiah the prophet, writing nearly 2,800 years ago, prophesied of a day when the very desert regions would blossom like the rose. I'm standing by the shores of the Dead Sea, and the Dead Sea is so full of minerals and salt that the waters of the Dead Sea are not good for irrigation. But behind me you can see an oasis of palm trees that this oasis has been planted by people and it's tended by people, because the waters to irrigate the oasis are coming from underneath through springs of water springing up from the desert floor and from irrigation systems that flow from those springs. So behind me you see the fulfillment of Isaiah's prophecy. And if not palm trees, fruit orchards in abundance, even in the desert by the Dead Sea. So the waters are being healed, exactly as it said it would be in Ezekiel 47. And it was in reference to a vision that Ezekiel saw of the water flowing from the right side of the Temple Mount, which, when I was meeting with Roddy Brown, he showed me a model that had been built in 1871 of the entire city of Jerusalem. And that model shows where all the cisterns were that flowed into the Temple Mount. And then they had to have flowing water, because as they were doing animal sacrifices on the brazen altar, the blood would have to flow out off the mountain. So this flowing water would help cleanse the blood, and water and blood would flow out of the side of the Temple Mount. Fresh flowing water and blood from the sacrifices. It's unbelievable. When Jesus Christ went to the cross and he hung there on the altar before God, between the heavens and earth, on the dogwood tree, as Christ hung there, when he gave up the ghost, when he said to the Father, "It is finished," and he died. Later, a Roman soldier came, seeing that Christ was dead, instead of breaking his legs, took a spear, the spear of destiny, and thrust it into the side of Christ.
his right side, and out came water and blood, flowing as a sacrifice for the sins of the world. He has spoken to me, and he has shared with me that he is creating new species of fish and aquamarine life specifically for this waterway. He has also shared with me that there are massive reservoirs of spring water beneath this region that will burst forth when the birthing pains of his second coming are in full motion. These birthing pains will bring about much progress, says the Lord. These birthing pains will bring the greatest earthquakes that this region has ever known. When the earth rocks to and fro like a drunkard, it is at this time that the springs beneath the earth here will bring fresh water, living water, and a new era will begin. There's like just a freshwater spring there coming right out of the water. And you can see where it drops off out there, and you can see all the crystals on the rock. I can catch it, Larry, actually pretty good. Folks, I'm telling you, we're living in the last days as talk of a third temple is increasing dramatically and the cisterns are being found. Are you serious? Just saying. The waters are being healed, just like Ezekiel said. Are you serious? Are you saved? Give your life to Jesus Christ. We are living in the last days. I'll put a link below, and I want you to consider how close we are to the coming of Jesus Christ. Fantastisch, né? Ik denk van ons het al misschien in die ook gezien en alles, maar mensen moet het visueel zien en beleef. En ik amper zo met de waardeer. Nou, ik weet, baie van ons, ja, ik geloof allemaal van ons dat we niet zo de jongens zo weet van die dode see. Maar die dode see in Israel sy sout, soos nou gehoor, 33% niks van daar leren. Niks, dis te erg. Ons al baie prentjies gesien die mense wat op die water dryf en so moet, ek kan nie eens afgaan nie, die sout is net te veel. Baie lang al wat die sout wel gebruik word vir genesing en salwe en so meer ook, so die genesingselement is ook al lang gedaan. Baie interessant ook, jy het in die week gesien, ek doe net op vinnig, preek vir 'n ander tyd en ek wil miskien nog wel reeks daaroor ook doen op 'n stadium, maar Sodom en Gomorra was die stede waar die dooie see op die stadium is. So baie beweer teoloog dat toe die swaal en die goedes afkom, die dooie see is die resultaat van die vernietiging van Sodom en Gomorra wat in die omgewing was. So fascinerende beginsels, maar die dooie see met 'n rede word
die dooie see want hy is dood. As geen lewe in die dooie see nie. En kyk nou net wat sien ons daar begin visse, daar begin strome lewende water inkom daarso, daar's iets aan die gebeur. So fantasties, as mense eintlik kyk na hierdie teken. Maar baie keer ontstaan die vraag, maar is dit regtig waar? Is dit iets wat Esegiel regtig vir ons geprofeteer? So ek wil saam met julle 'n bietjie kyk na die konteks, ek wil 'n bietjie kyk na die teksgedeelte self ook, om net te bevestig dit wat ons gesien het ook, en of dit ook waar is. Nou, as ons kyk na die konteks, die agtergrond van Esegiel 47, ons weet dit is visioene wat Esegiel ontvang, rondom 'n bedeling, 'n tydsbedeling wat sal kom. As ons kyk na die voorafgaande en so meer, gaan dit oor die nuwe tempel wat opgerig gaan word. Dit gaan byvoorbeeld oor die land Israel wat weer gaan floreer, as die volk terugkom, daar seëninge sal wees en so meer. En dan Esegiel 47 wat ons nou gelees het, vers 1 tot 12, profeteer dan oor die waters wat weer sal vloei. Hierdie water wat vloei uit die nuwe tempel, water vanaf Jerusalem, Temple Mount, wat sal loop na die see aan die ooste en nuwe lewe sal bring. Waters wat genees. Genees is dat diere, plante en mense daarvan kan lewe. So ek vat dit so vinnig saam dat ons hier gelees het in hierdie betrokke verse. Nou, die groot eerste vraag is, gaan hierdie profesie oor die eindtyd, of gaan die profesie oor die tyd net na die Babyloniese ballingskap? Nou sies die wat nou nog nie deur die Babyloniese ballingskap het, basies wat gebeur het is, die volk Israel het weggedraai van die Here af, die Here het hulle gewaarsku, hulle het aangegaan met hulle dinge, en die Here het toegelaat dat Babylonië vir Israel inval, ne? 586 voor Christus gebeur dit, 586 voor Christus, Babylonië kom in, vernietig Jerusalem, vernietig die stede, van die volk in ballingskap weg na Babel toe. 70 jaar is hulle in Babel. En dus in die tyd wat Esegiel ook tevoorskyn kom, en sy profesie kry dat die volk gaan terugkeer na die land toe. So met ander die groot vraag wat ons het is hierdie profesie vir hierdie Babyloniese tyd net na die ballingskap, of is dit 'n profesie vir die verre toekoms? Nou interessant as jy kyk na Esegiel, ook sy tydgenote, dan kom jy agter dat baie van die profesieë is onmiddellike profesieë in die Babyloniese tyd. So jy kan hulle sien, jy kan hulle herken, en dan kom jy agter as baie profesieë vir die eindtyd. Nie vir die Babyloniese tyd nie, vir die tyd in die verre toekoms. So weer eens, wat tyd het ons hier te doen? Is dit die verre toekoms, die eindtyd, of is dit die Babyloniese ballingskap? Nou, my broer en suster, ek kan leer het nog om ek oortuiging vir julle sê, dat die teken hierso van die waters het nie in vervulling gegaan na die Babyloniese tyd. So die antwoord is eigenlijk baie maklik. Is dit vir die Babyloniese tyd? Nee. Hoe weet ons nie? Want dit het nie gebeur. Dit het nog nooit gebeur in die geskiedenis. Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat die dooie see lewe begin kry. So nee, dit is nie vir die Babyloniese tyd gewees nie. Dit het nie plaasgevind nie, dit het nie in vervulling gegaan in daai tyd nie. Anders kon ons nou maklik gesê, ag nee man, dis sommer net 'n algemene ietsie hier. Dit is nie, dit is iets baie besonders, iets baie spesiaal, hoor. Hierdie visioen is nie vir die tyd na die ballingskap nie, hierdie visioen is vir die eindtyd. Dit is vir die dinge wat in die einde gaan begin gebeur. So, definitief wil ek 100% oortuiging vir julle sê, dis eindtyd teken nie, beslis. Nou die volgende vraag wat ouens vraag, is ook wonderlik, eindtyd, dis reg, maar is dit reg die dooie see? Ek bedoel, ons lees in die tekst net van waters, en van een see, en een groot see, en ja, ons lees daarom van die tempel, die huis van God, maar is dit die dooie see? Ek bedoel, lees ons hier miskien nog net goed is hierin, dat het eindelijk iets anders is, maar ons maak het nou die dooie see. So ek het in 'n paar bewyse uit die tekst gee, wat vir ons leidrade gee, en
bevestig dat hierdie waterprofesie gaan oor die dooie see. Nou, die eerste bewys wat ek gou vir julle wil gee, is in vers 8. Vers 8 sê, hierdie water vloei weg na die oostelike landstreek, en loop in die vlakte af en gaan na die see. En die see word, in die see word uitgeleid, sodat die water daarvan gesond kan word. Nou, my broer my sister, as ons die voorafgaande dele ook kyk, vers 1 tot 7, dan weet ons dat hierdie waters vloei uit die tempel. Waar is die tempel? In Jerusalem. So kom ons maak dit nou algemeen. Jerusalem. En die interessante is, uit Jerusalem vloei die waters in 'n oostelike rigting na die betrokke see. Nou as jy 'n kaart van Israel gaan kyk, wat se see lê aan die ooste kant van Jerusalem? Die dooie see. Die enigste see wat daar is. Want die see van Galilea is baie meer op, noord. Dis die dooie see. So met ander woorde, wacht so 'n bietjie, is 'n profesie wat sê, van Jerusalem, Temple Mount, hierdie gebied, gaan die waters in 'n oostelike rigting vloei na hierdie see wat gesond gemaak sal word, nee. Nou, dooie see is aan die ooste kant van Jerusalem, die enigste. En, as mense ook daarby sê, die dooie see se water is siek. Niks kan lewe daarin. Dis onmoontlik, 33% sout, nee. So ja, in die oostelike rigting waarin dit vloei. En ons het gesien op die video dat die ons ook bevestig dat dit ondergrondse water is wat in 'n oostelike rigting vloei. Tot by die dooie see. Weer is die dooie see se water is siek en sal genees. Eerste bewys. Die dooie see lê aan die ooste kant van Jerusalem. Eerste see oos. Die volgende bewys is in vers 10. Ook sal vissers daar staan van Engedi af. Nou dit gaan vir julle sê, England is onbekend. Niemand weet waar sy nie. Dit moes 'n dorp of 'n plek in die tyd van die Esekiel gewees het, wat net totaal en al verdwyn het. So niemand weet waar sy nie, maar ons weet waar sy Engedi. En draai waar sy Engedi. Engedi sit aan die westelike oewer van die dooie see. So as jy met enige twyfel begin hê, is dit die dooie see. Dis die dooie see hier so waarvan gepraat word. So Engedi is eintlik ons groot bewys. Kyk net hoe wonderlik is die Here. Nee, gee vir ons 'n gelyk laat hier so hoor. So Engedi is aan die oewer van die dooie see. So hier weet ons oortuigend, dis die dooie see waarvan Esekiel profeteer. Dit wat ons gehoor het daar is korrek. En jy is 'n dorp aan die westelike oewer van die dooie see, langs die dooie see. En daar sal wees vis by Engedi. So met ander daar word bevestig. Vis, daar gaan lewe wees hier by die dooie see. Nou die laaste ene net om verwarring ook te probeer uitskakel. Die oostelike rigting is belangrik, oos van Jerusalem, Engedi, die plek spesifiek, ons weet daar sy. Die hele bewys wat ek net wil gee is in vers 8 en vers 10 ook gesamentlik. Vers 8 praat van die waters wat in die oostelike rigting sal beweeg en uitgeleid word in die see. Ons sien die see. En vers 10 praat van visse in hierdie see wat sal wees soos die groot see. Want die mens wonder nou jy die eerste see, dan dink jy maar, is dit nou die oceaan of is dit 'n binnelandse see? Nou, deur die gebruik van die klein see en die groot see, maak Esekiel eintlik vir ons die onderskeid tussen 'n binnelandse see, soos die dooie see, en die groot see, wat ons noem die oceaan. So met ander die water vloei nie na die oceaan, die groot see toe nie. Hy vloei na 'n binnelandse see. So ons sien dadelik 'n verwysing, 'n onderskeid tussen die klein see, soos 'n binnelandse see, die dooie see, en die groot see, die oceaan. Maar dat Esekiel sê dat die vis wat by die groot see voorkom, daai vis gaan op stadium die by die klein see is, by die dooie see, die binnelandse see. So my broer en suster, leidrade gee vir ons definitief bevestiging. Hier word gepraat en verwys na die
die dooie see en die gebied rondom die dooie see. Leidrade van 'n klein see binneland. Waters vanuit Jerusalem na die ooste en dit langs die dooie see bevestig die profesie gaan oor die dooie see wat weer sal leef. En in praktyk is dit besig om te gebeur. Dis die wonderlike ding van skrif. As ek regtig 'n reeks op 'n stadium wil aanbied, waar ons hierdie dinge kan bestudeer, dinge wat ons lees in skrif en so vreemd en so snaaks en as jy na praktyk kyk, dan besef jy, is besig om te gebeur. Die ding is 'n realiteit. Die skrif jok nie. So in praktyk, ja, is dit besig om te gebeur. Die dooie see begin vars water kry. Ons hoor dit, ons sien dit. Visse en plante begin weer leef. Net soos die skrif profeteer. My broer en suster, ek sluit vir ons af, daar's tekens van die eindtyd wat in die verlede nog nooit in vervulling gegaan het. Ons het aan die begin, einde laas jaar gepraat daaroor, tekens wat al was, algemene tekens, tekens wat nog nooit was nie, wat besig is om in vervulling te gaan, en dan natuurlik tekens wat nog moet kom. Hierdie is een van die tekens wat nog nooit in die verlede in vervulling gegaan het nie. Vir 2000, ja, maak om die som vinnig, 2600 jaar. Nee, is nie so nog gemaar, is nog verder terug, nee. Maar die profesie van die Esegiel is so 2600 jaar oud, plus minus. So, hierdie teken het nog nooit in die verlede in vervulling gegaan nie. Die dooie see wat lewe is een van hierdie tekens, is 'n besonderse, unieke teken. En hier in ons tyd is dit besig om te gebeur en besig om in vervulling te gaan. Laat die mens dink. Nou, ek stem saam met die een persoon wat al gesê het, ek glo dit is ook nog 'n proses wat gaan plaasvind. Ek dink dit gaan nog tyd vat om die volheid van hierdie profesie te bereik. Maar die feit van die saak is hierdie profesie is besig om in vervulling te gaan. Ons begin dit sien. Ons begin die vars water sien, ons begin die visse sien, ons begin die plante groei sien, ons begin hierdie goede sien. Dit wat geprofeteer is 2600 plus minus jaar terug. Die groeipyne is besig om te gebeur. En sulke tekens soos die dooie see wat weer lewe, bevestig die waarheid van skrif. En bevestig weer is dat die tyd raak min. Ons het weer nog gesels, sosiaal iemand ook gesels rondom hierdie geslag. Ek het einde laas ook met die daarvan gesels, Matteus 24, waar die Here ook sê dat hierdie geslag waar die tekens gebeur, sal nie verbygaan tot alles volbring is nie. En ek het saam met die gesels en gesê, hierdie geslag is nie die geslag van die disippels, wat baie mense dink, hoe weet ons dit is nie? Want die disippels het al gesterf. Hulle is nie meer hier nie. En baie van hierdie tekens het nie in hulle geslag plaasgevind. Hierdie geslag is die geslag waarin hierdie tekens begin. En ek kan nie vir julle sê die dag is môre of oormôre nie, maar ek kan vir julle sê die tyd is baie nader. En groeipyne is baie sterk. Hierdie geslag waarin die tekens plaasvind, sal nie verbygaan tot alles volbring is. Die broer my suster, tyd vir slaap is verby. Is tyd om wakker te word, om ons harte vir Here Jesus Christus te gee. Die koms is nader nou, as wat het was, toe ons het geloof gekom het. Kom ons besef. Amen. Kom ons sluit dit oor. Dit begraaf van ons gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie vir hierdie profesie. Dankie vir Esegiel, vir die groot profete. Dankie Here, dat ons weet baie van sy profesie rondom die Babyloniese tyd het in vervulling gegaan, net soos U dit vir hom gegee het. En so ook dinge van die Babyloniese tyd wat vervul is, dinge wat ons nou begin hoor en sien. Profesie wat vir die einde bestem is, wat ook besig is om in vervulling te gaan. Dankie Here vir hierdie teken van die tyd, rondom die dooie see wat lewend word. Miskien baie van ons het gebeur daarvan, miskien het baie van ons nog nooit gehoor daarvan nie. Dankie dat ons vandag sommer net 'n bietjie insig kon kry in die profesie, en
En dat as jy bevestiging kan kry dat dit wat geprofeteer is besig om te gebeur. Here, hier is wonderlik. Dankie vir die skrif, dankie vir die waarheid van skrif, dankie vir die bevestiging van skrif, dankie dat hy keer op keer vir ons wys dat dit wat in die Bybel vir ons sê, dit is so in die praktyk. Dit is 'n realiteit, dit is 'n werklikheid. En dat as jy hierdie tekens kan sien, om daardeur net weer eens te bevestig dat U is waarlik God. U is die skepper God. Daar is 'n God. U bestaan werklik. U is. En die woord is waar. Dit is U woord. En die gee vir ons hierdie leidrade om ons te help om te besef dat U werklik is. En dat dinge besig is om te gebeur. Nou Here, ons weet nie hoe lank nog nie. Ons weet nie wat nog alles moet gebeur of hoe lank gaan dit vat om te gebeur nie. Ons weet daar is tekens wat nog in vervulling moet gaan, Here. Maar dankie vir hierdie groeipyne, die tekens van die tye, soos U sê in Matteus 24, wat ons gaan sien. As jy dit kan sien, soos U self sê, Here, dat ons gaan weer, die dinge is naby, die tye is naby. Here, miskien is iemand wat U nog nie ken. Miskien is iemand hier vandag wat nog nie 'n persoonlike verhouding met U is nie. Ek wil bid, Here, dat U regtig deur die woord en die bevestiging van profesie, dat U daai persoon sal aanraak en te verstaan dat U is God. U roep hom of haar en die wil en verhouding wees. Tyd is min, help ons om uit te gaan en siele te wen vir U, om die dringendheid vir mense oor te dra. Ja, die wêreld lewe en sê vrede. En ons almal gaan net aan met ons lewens asof môre definitief gaan wees. Help ons, Here, as kinders van U, om op ons pos te wees, om reg te wees, om nie aan die slaap gevang te word nie, soos 'n dief in die nag, om kant gevang te word, Here. Help ons, dat ons gestaan op die woord, reg sal wees, elke liewe dag, in verhouding, in U, ons Heer, ons Soon, Jesus Christus. Amen. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie's die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy.